Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel, saam met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om Johannes 5 vers 1 tot 15 te lees. En hier van Johannes 5 tot hoofstuk 10 sien ons dat Jesus se optrede word beskryf in die tyd van die Joodse feeste, naamlik Paasfees, fees van die weke wat ons ken as Pinksterfees en die Loofhuttefees. En alle manlike Jode moes na Jerusalem vir hierdie feeste gaan. En dan in Johannes 5 lees ons nou spesifiek dat Jesus hier 'n verlamde man ontmoet wat al 38 jaar wag by die bad van Bethesda. Jesus sien hom en vra of hy gesond wil word en hy genees hom deur sy woord. Staan op, neem jou mat op en loop. Die man gehoorsaam en word onmiddellik gesond. Die Joodse leiers is egter baie verontwaardig, want hier het 'n Sabbatoortreding aldus hulle interpretasie van God se wet plaasgevind en hulle fokus is op hulle eie rituele en tradisie rondom wat hulle verstaan van God se 10 gebooie, die wet, wat sê jy moet die Sabbat heilig hou, en hulle mis die wonder wat hier plaasvind, die wonderwerk, die genesing, die nuwe lewe. Later waarsku Jesus dan ook die man om nie meer te sondig nie, want God se genesing sluit 'n nuwe gehoorsame lewe in. En hierdie verhaal wys vir my dat Jesus die bron van ware genesing en nuwe lewe is, en dat sy woord groter gesag het as menslike tradisies, menslike omstandighede of selfs ons mislukkings. Jesus roep ons tot geloof, herstel en gehoorsaamheid, en hy openbaar homself as Here oor die Sabbat en as Here oor die siekte. 'n Paar gedagtes oor hierdie teksgedeelte. Eerstens sien ek in vers 6 dat Jesus sien die mens en nie net die massa mense raak nie. Jesus het die man raak gesien, al was daar 'n skare siekes wat om die bad gelê het. En dit vertroos my dat God my as 'n individu in my nood raak sien. Dit laat my dink aan Psalm 34 vers 18, wat God sê, hy is naby die gebrokenes. En Genesis 16 vers 13 wat sê, U is die God wat my sien. So, God is nie blind vir my en jou pyn, of ons moeg wees van wag of stoei of sukkel nie, selfs al gaan dit oor jare. Jesus vra dan ook in vers 6 vir die man, wil jy gesond word? Dit is nie 'n oppervlakkige vraag nie, dit vra vir bereidheid om te verander. So, ek het net die gedagte in my, maar dat genesing en herstel hier begin by 'n eerlike oopheid voor God. Ek wil gesond word, ek het nodig 'n erkenning, 'n belydenis. Dan sien ons ook dat die man se hoop was in die water, terwyl Jesus 'n heeltemal nuwe weg bring. Die man kyk na die bad, hy kyk na die tradisie, maar Jesus bied sy woord aan. En Jesus is die bron van genesing hier. In Jesaja 53 vers 4 tot 5 lees ons, hy dra ons smarte en bring genesing. In Psalm 147 vers 3 staan daar, hy genees die gebrokenes van hart. So, die vraag vir myself is, wanneer ek in my omstandighede na kyk, is my hoop gesetel in menslike middele, of in die manier hoe dit nog altyd gedoen is, of menslike wysheid, of is my hoop gesetel in Jesus Christus, my redder en my verlosser? Dan sien ons ook dat Jesus genees deur sy woord in vers 8. Jesus sê vir die man, staan op, neem jou mat op en loop. Die krag van Christus se woord staan uit. Markus 1 vers 27 sê, selfs die onreine geeste gehoorsaam hom. Lukas 7 vers 7 sê, die slaaf word gesond deur Jesus se woord alleen. En hier sien ons dit ook met die man van Bethesda. Staan op, neem jou mat op en loop. God se woord het die mag om te doen wat ek nie kan doen nie. En wat ek oor jare nie kon doen nie, kan God se woord in 'n oomblik tot stand bring. Maar die genesing eindig nie hier nie. Genesing bring ook verantwoordelikheid. Die man moes reageer en gehoorsaam wees, neem jou mat op. Want hy moes in geloof reageer op die instruksie wat Jesus hom daar gegee het. Dit laat my dink aan Jakobus 2 vers 17 waar daar staan, dat geloof sigbaar word in ons dade. En Hebreërs 4 vers 2, dat die woord baat ons net as ons dit in geloof ontvang. God se hulp is nie 'n passiewe ervaring nie. Dit vra van my en jou
'n stap van geloof. Dan sien ons hier ook in vers 14 dat die genesing van hierdie man sluit ook geestelike herstel in, en dat ware genesing nie net gaan oor die fisieke genesing nie, maar ook die geestelike herstel wat Jesus bring. Want Jesus sê vir die man, moenie meer sondig nie, sodat iets ergers jou nie oorkom nie. En dit is waarvoor Jesus in die eerste plek gekom het, is die geestelike herstel. Johannes 8 vers 11 sê Jesus, gaan en sondig nie meer nie. Efesiërs 4 vers 22 tot 24 is daar geskryf, trek die ou mens uit, trek die nuwe aan. Jesus gee nie net vir ons fisiese genade nie, maar hy roep ons op tot 'n heiligheid en 'n nuwe lewe. Wat vir my ook baie uitstaan in hierdie deel is dat die menslike tradisie, die kerktradisie van jy mag nie dit en dat op 'n Sabbat nie. Joodse leiers is meer gepla oor die dra van 'n mat op die Sabbatdag as oor die wonderwerk van 'n mens wat vir in die 30 jaar nie kan loop nie, kan opstaan en geheel kan word, genees kan word. So hierdie wettigheid, Matteus 12 vers 1 tot 14 sê die Here baie duidelik dat hy die Here is van die Sabbat. En in Markus 2 vers 27 sê hy dat die Sabbat is gemaak vir die mens, nie andersom nie. En die les wat ek hieruit vat, is dat godsdiens en godsdienstige aktiwiteite sonder liefde en openheid vir God se werk word hard en blind. As ek nie my geloof beoefen in 1 God se liefde en 2 met 'n openheid dat God kan werk en doen soos hy op sy agenda het, dan word ek hard en blind en word ek 'n klinkende simbaal. Kom ons oorweeg die volgende bidden vandag saam. 1. Glo jy dat Jesus jou sien waar jy ook al is? Is daar 'n verwonding, 'n sonde, 'n emosionele moegheid? Kom ons bring dit eerlik na Jesus toe vandag. Hy begin altyd daar waar jy is. Tweedens, kom ons dink bietjie aan die vraag wat Jesus vir ons vra, wil jy gesond word? Is ek bereid om te verander? Is ek bereid om my ou identiteit neer te sit? Kom ons bid, Here, maak my gewillig om te word wat U wil hê ek moet wees. En dan wil ek jou uitdaag, kom ons plaas weer ons hoop in Christus Jesus. Miskien vertrou ons te veel op ons eie planne, op ander mense, op geld, op prestasies, gewoontes, op die pastoor, op die geestelike leiers in die gemeente. Nee, kom ons herstel ons fokus. Here, U alleen is my bron van hulp. U alleen is my hoop en my vertroue. Laat die Heilige Gees toe om sonde in jou aan te spreek en bring dit uit in die lig, leef net en ontvang die genesing wat ons kan ontvang in Jesus Christus. Groete en seënwense vir jou vir hierdie dag.